Levitikus, hoofstuk 6. Die Here het verder vir Moses gesê: Indien iemand teenoor sy naaste ontken dat iets aan hom gegee is om op te pas, of hy het iets van sy naaste gesteel of afgepers, oortree hy teenoor die Here. Of indien hy iets vind wat verlore was, en dan daaroor 'n leuen vertel of ontken dat hy dit gevind het, en op die manier sondig op enige manier wat 'n mens kan sondig, moet hy, as hy die sonde gepleeg het en skuldig is, dit wat hy geroof of gesteel het, of dit wat aan sy sorg toevertrou is, of dit wat verlore was en deur hom teruggevind is, teruggee. Ook dit waaroor hy 'n vals eed afgelê het. Hy moet die volle vergoeding daarvoor gee, en nog 'n 5de deel van die waarde daarvan byvoeg. Dit moet gegee word aan die persoon aan wie dit toekom. Dan moet hy 'n skuldoffer aan die Here bring uit die kleinvee. Dit moet 'n ram sonder enige liggaamlike gebrek wees, volgens die skatting van die priester. Hy moet die ram na die priester bring. Die priester moet versoening vir hom doen voor die Here vir enige van die sondes wat hy gepleeg het, en dit sal hom vergewe word. En die Here het vir Moses gesê: Jy moet vir Aaron en sy seuns beveel: Dit is die instruksies vir die brandoffer. Sorg dat die brandoffer deurnag op die altaar bly. Die vuur op die altaar moet ook aan die brand gehou word. Dan moet die priester sy linnekleed en linnebroek aantrek. Die as van die brandoffer bo op die altaar moet hy neem en langs die altaar plaas. Dan moet hy die linnekleed uittrek en ander klere aantrek. Die as moet hy dan verwyder na 'n rein plek buite die kamp. Die vuur op die altaar mag nooit uitbrand nie. Dit moet altyd aan die brand gehou word. Vroeg elke oggend moet die priester hout op die vuur pak. Hy moet die brandoffer en die vet van die dankoffer daarop verbrand. Die vuur op die altaar mag nooit doodgaan nie, maar moet aan die brand gehou word. En dit is die instruksies wat die spysoffer betref. Aaron se seuns moet die spysoffer tot voor die altaar in die teenwoordigheid van die Here bring. Hy moet dan 'n handvol van die fyn meel met olie vat, asook die wierook wat saam met die spysoffer kom, en dit op die altaar verbrand. Dit is 'n geurende offer vir die Here. Die res van die fyn meel wat oorbly moet Aaron en sy seuns ongesuurd eet. Hulle moet dit in die voorhof van die tabernakel op 'n rein plek eet. Dit moet sonder enige suurdeeg gebak word. Dit is die deel van die vuuroffer wat ek aan hulle gegee het. Soos die sondeoffer en die skuldoffer is dit hoogheilig. Die manlike nageslag van Aaron mag daarvan eet uit die vuuroffers wat aan die Here behoort, van geslag tot geslag. Enige iets wat daaraan raak, word dus heilig. En die Here het verder vir Moses gesê: Op die dag wat hy gesalf is, moet Aaron en sy seuns die volgende offer aan die Here bring: 'n tiende van 'n eva of ongeveer 2,2 liter fynmeel. Dit is 'n voortdurende spysoffer waarvan die een helfte in die oggend en die ander helfte saans gebring moet word. Berei dit voor op 'n bakplaat met olyfolie. Die gebakte stukkies moet jy as spysoffer bring. Dit is 'n geurende offer aan die Here. Die priester wat in die plek van Aaron gesalf word, moet dit voorberei. Dit alles moet vir die Here verbrand word. Die spysoffer van 'n priester moet volledig geoffer word. Daar mag niks van geëet word nie. En die Here het verder vir Moses gesê: Jy moet vir Aaron en sy seuns beveel: Dit is die instruksies vir die sondeoffer. Die sondeoffer moet op dieselfde plek as die brandoffer in die teenwoordigheid van die Here geslag word, want dit is hoogheilig. Die priester wat die sondeoffer bring, moet dit in die voorhof van die tabernakel op 'n heilige plek eet. Alles wat raak aan die offervleis word heilig. Indien daar van die bloed van die offer op 'n kledingstuk spat, moet daardie kledingstuk op 'n heilige plek gewas word. As dit in 'n koperpot gekook is, moet daardie koperpot afgeskuur met water gewas word. Maar as dit in 'n kleipot gekook is, moet dit gebreek word. Slegs die manlike persone in die priester se familie mag daarvan eet, want dit is hoogheilig. Maar indien daar van die bloed van die sondeoffer in die tabernakel gebring is om daarmee versoening te doen, mag dit nie geëet word nie. Dit moet alles verbrand word.